Welkom recap bootcamp, en dit word stadig maar seker een van my gunsteling bootcamps, omdat dit 'n opkoming doen op die tweede aanbieding, met ander woorde op die Woensdag aanbieding, 'n opkoming van 3 bootcamps, en ons is stadig maar seker om hulle deur te werk. Ons het nou in die aard van die saak al Mindset Recap 1 gehad, en in daardie bootcamp het ons gekyk na alkohol en suiker en intermittent fasting bootcamps. En dit was baie lekker geweest. Ek onthou Frans het vir my gesê, hy het nogal daarvan gehou, want omdat bietjie vinnig die bootcamp werk, gaan dit nou nog eintlik meer geval, dat dit nie so baie tegnies gaan nie. Nou ja, ons sal kyk, nou ja, daar sal welkom, né? So, vir die wat nie weet nie, daar is op die kant van jou skerm is daar so 'n wit kol met so 'n vierkantjie. Jy kan op hom klik en gaan die aanbieding groter oopmaak. Ek het ook in hierdie geval het ek 3 PDF gegee. Maar ek deel dit ook nou tans nou deur dit gaan werk en so. Dit is nou maar net die notas van al die bootcamps. Nou ja, maar miskien moet ons net eers die mikrofoon opmaak, en weer eens, soos ons maar altyd sê, daar is nie dit is nie mediese advies nie, jy moet maar met jou bespreek, en al jou, veral met die medikasies, nee, bespreek het absoluut met jou dokter, maar so leer ons by mekaar, en gaan ook nou die mikrofoon oopmaak, en dan, ja, dan gaan ons nou hoor. Ek wil net gou eers hoor, wat sê Frans? Eers Frans. Ekskuus Frans, jou mikrofoon is nie lekker nie. Hoe sê jy Frans? Ek sê jy breek baie op, dalk is al probleme met jou spoed, kan jy nou hoor. Is dit? Ok, kom ons kyk of ek nie met kom ons kyk of ek dalk met 'n ander foon kan ingaan. Dankie dat jy my sê. Kom ons kyk. Ek maak sommer so, en ons kyk. Daar sê, en ek gaan nou met hierdie ene ingaan. Kom ons kyk dat hy net gou hier bykom. Nou kom hy nou nie klik nie. Alright, kom ons kyk. Ek sal nou ingaan. Alright. Ok, ek behoort nou oop te maak. Nou kom hy nie oop maak. Ok, miskien moet ek net my data afsit. En kom ons. Alright, hoe klink hy nou? Klink hy beter of is hy nog nie lekker nie? Jy weet nie, jy klink nou baie beter hoor. Is dit? Ok. Wonder of dit nie my wifi is nie. Alright julle, kom ons spring weg. Goed, die mikrofoon is oop. Julle kan getuienisse gee, julle kan vra oor die gut health, oor die cholesterol bootcamp, onvrugbaarheidsbootcamp of enige ander onderwerp, maak nie saak nie. Miskien het jy iets wat jy wil sê vooraf, en jy is baie welkom voor ons nou wegspring met die bootcamp. So die mikrofoon is oop, julle kan gerus 'n paar dinge sê as julle wil. Dan sê ek wil net gou vir Jaco ook welkom sê, né? Jaco, welkom hierso, né? Dan sê, yes Lillian. Dankie, ek waardeer. Dankie Jaco. Ek wil maar net sê, ek dink hierdie gut bootcamp is een van die belangrikste bootcamps. Regtig. Mens besef nie die belangrikheid van jou gut nie. En dit is mos van jou gut wat hulle sê dis jou tweede brein, of is ek nou verkeerd? Ja, absoluut, né? Jy weet, ek dink van kardioo sukses lê in die gut. Ja. Weet? En baie van ons feespoed lê in die gut. Want ons het gesien, weet al in die verlede van, as jy oortree, nie die impak wat dit het op jou gut. So ja, ek is baie opgewonde oor hierdie lekker bootcamp van vanoggend. Hierdie camp. Baie dankie Lillian. Ek sien jy sukkel ook met jou sein. Ek wonder of dit nou die weer is. Jy het baie opgebreek, maar ons kon daarom hoor, jy is opgewonde oor die bootcamp, wat voor lê, en gut health is baie belangrik. Maar miskien wil jy net kyk of jy nie jou sein ook beter kan kry nie. Maar in elk geval, okay, kom ons hoor of daar nog vriende is wat bietjie wil saamgesels. Alright, so
Nou goed. Andersins kom ons spring weg. Goed, ons is op bord nommer 1, Jaco, en op die regterkant van jou skerm is so 'n wit kol, as jy daarop klik, gaan jy sien, ek kan groter maak, en dan kan jy ook op en af beweeg en so. Nou ja, goed, ons gaan dis nou kyk na die Gut Health Bootcamp, en ons gaan kyk na die Cholesterol Bootcamp, en ons gaan kyk na die onvrugbaarheid en seksuele disfunksie bootcamp. Die eerste bootcamp wat ons gaan bespreek is natuurlik die Gut Health Bootcamp, en soos Lillian nou gesê het, is 'n vreeslike belangrike bootcamp, en die gut is absoluut die brein, soos Lillian sê, weet, dit is absoluut, die brein dink hy is die brein, maar eintlik is die gut die baas, jy weet, so, as dit moes nou nie goed gaan met jou gut nie, dan gaan dit nêrens goed nie, né? So dit is hoe dit is. Nou ja, goed, en Dr. Anthony Chaffee is natuurlik 'n breinchirurg, en Dr. Pran is 'n gastro-enteroloog, en hulle het 'n gesprek, en hulle praat oor hierdie belangrike tema van gut health, en onder andere praat hulle oor IBS, en hulle kyk na prikkelbare darm, en dit word natuurlik bepaal met ondersoeke, wat hulle scans op jou doen, en dan praat hulle ook oor protonpomp inhibeerders, nee, wat in die korttermyn vir mense help, en hulle kyk ook na die spesifieke antidepressante, wat vir darmgesondheid aanbeveel word. Jy kan dit nie glo nie, maar as jy nou al by 'n dokter was, en spesialiste was, dan jy sien, hulle is geneig om antidepressante te gee vir jou maag. Jy kan dit nie glo nie, maar dit is so. Nou daar's natuurlik, ons sien nou maar oralster dat van die medikasies in al die bootcamps het ons nou al gesien, dit oorvleuel maar, en iets wat miskien vir die hart bedoel is, gebruik hulle vir die brein, en vice versa. Nou ja, daar is natuurlik die brein axis, die as wat loop van die darms af na die brein toe, en daardie paadjie, daar's 'n definitiewe verbinding wat daar gebeur, want as die verbinding, hoe kan ek sê, as jy verkeerd eet, dan kan van daai planttoksines in die brein beland en inflammasie veroorsaak. Ons gaan ook bietjie later kyk na gut permeability. Nou ja, so dan is daar die hele ding van antibiotika gebruik, nee, ons weet mos nou antibiotikas, en miskien het julle ervaring daarvan, en julle is welkom om enige tyd jou hand op te steek. Jy sal sien daar onder is so 'n bar, jou hand opsteek, en dan kan jy inkom en vra en opmerkings gee, as jy dalk ervaring het, of 'n opinie het of so. Nou ja, so, die probleem ook met die antibiotika, soos julle self weet, dit word baie deesdae, en al vir dekades al, word dit gebruik vir virale probleme, en ons almal weet, antibiotika maak bakterieë dood, sonder twyfel, maar nou gebruik hulle dit vir virale infeksies, nigter alleen weet hoekom. Nou ja, die vraag is natuurlik, is vleis sleg vir jou? En die antwoord, soos ons almal nou maar weet, is nee, vleis is nie sleg vir jou nie, vleis vat die probleme weg, maar daar is iets te sê oor hyperverwerkte vleis, want dit gaan basies oor hoe dit verpak word, dit gaan basies oor hoe dit geprosesseer word, en wat binne in daardie prosesserings is, en daarom doen ons ook 'n geselekteerde karnivoor in sommige gevalle vir mense, veral mense wat met spysvertering probleme sukkel. So, dan is daar die hele ding van die nakoming, en ek is so trots op ons almal, weet, al ons coaching vriende, almal wat hierso sit, julle is op die stryd in die narrow, en julle nakoming van die leefwyse, soos Desiree nou gesê het, is nie die dieet nie, amper kry ek ras. So, is baie goed, maar dit is duidelik vir dokters dat die nakoming by kinders is beter van leefwyses. Nou, jy sal nou dink, nee, maar dit is nie so nie, kinders eet baie lekker goed en so, maar wat hy bedoel is, dat wanneer kinders toegang het tot lekkernye en so, dan gaan hulle ook nou nie meer reg eet nie. En dit is die ding, so dit gaan basies oor wat is beskikbaar in die huis. So as jy jouself kan opstel op 'n manier, en ek weet dit is moeilik, partykeer is die hele gesin nie aan boord nie, en daar's nog kinders in die huis, en ek verstaan dit, maar tog kan mens dit op 'n sekere manier bestuur, dat jy nie te veel in die versoeking is nie. Nou ja,
So, dan is daar ook sistemiese inflammasie wat aangedryf word deur hiperverwerkte kos. Baie interessant, ek het gister geleer dat die verskil tussen sistemiese inflammasie en gelokaliseerde inflammasie is, dit is presies dieselfde markers wat op jou bloedtoetse is vir inflammasie, maar hulle gaan net baie hoër. As jy sistemiese inflammasie het, is jou markers baie hoër. Ja, so dit is hoe die twee van mekaar verskil. Nou, en dan natuurlik by gelokaliseerde inflammasie is daar ook van die leukosiete ter sprake. So jou leukosiete, jou witbloedselle raak hoër. Nou is ons by Crohnse siekte, ons by punt nommer 12, ons kyk na IBD, ulcerative colitis wat styg en Dr. Prans sê die medikasie help maar nie regtig nie hoor. En hy is 'n gastro-enteroloog, hy behoort te weet, hy sê die medikasie werk maar nie regtig nie. So, hy sê vastingsmimiek dieete, so dit beteken, dis 'n dieet wat vas naboots, dit is 'n dieet soos die carnivore dieet. Die carnivore dieet is 'n vastingsmimiek dieet. So jy's basies eintlik maar 'n soort van in 'n vastingsperiode, want jy eet mos nou nie koolhidrate nie, jy eet eintlik, jy hoef nie so gereeld te eet nie, nee. En dit plaas jou in 'n baie goeie posisie. 'n Ander oplossing vir hierdie tipe probleme is 'n elementêre dieet. Nou dit is 'n vloeistofdieet en is baie duur en dit word nou geadministreer in hospitale, maar dit is ook nie volhoubaar nie. So, hoe voed jy die liggaam? Die antwoord is die carnivore dieet. So, wat veroorsaak die probleem? En dit is waar ons nou gaan kyk. So, Dr. Prans sê, hy kyk nie na die mikrobioom nie. So, met ander woorde, 'n mens kan 'n mikrobioom toets doen en hulle kan kyk wat se gut wat se bakterieë en hoeveel van dit is in jou spysvertering. Maar hy sê, mens kan nie nuttige afleidings maak nie. En weer eens, hy's 'n gastro-enteroloog, hy behoort te weet. En hy self sê, hy kan nie kop of stert maak van hierdie toetse wat die mense so doen nie. Jy weet, want dit verskil baie. En dit kom weer terug na die ding wat ons altyd oor praat. As jy gaan kyk na jou reference ranges, wat die mense nou so maak en voorstel, dan is dit gewoonlik gedoen op mense wat op 'n tipiese westerse, met ander woorde, 'n tipiese slegte dieet is. So die reference ranges is maar nie, is eintlik 'n reference range van 'n siek persoon wat jy na kan kyk. En ook die tipe gutbakterieë wat ons in ons maag het, teenoor die gutbakterieë wat iemand wat baie groente eet in sy maag het, is totaal anderster. En wat baie suiker eet, is totaal anderster. So, jy kan in elk geval nie 'n pil trek nie. En ek glo nie daar's baie studies daar buite wat mikrobiome het van karnivore nie. Ek weet nie, maar in elk geval. So, dan kom ons nou by die definisie, soos Dr. Prans sê, van 'n goeie mikrobiom. Hy sê 'n goeie mikrobiom is een wat metabolies buigsaam is, dit gee vir jou beter slaap, beter spier en beendigtheid, beter suiker en vetverbranding. En as jy sistemies gesond is, nee, werk jou spysvertering heel waarskynlik goed. So, dit is hoekom, dis soos Lillian nou gesê het, jy weet, as dit goed gaan met jou spysvertering, dan gaan dit eintlik oralster goed. Maar ons weet mos, as dit nie goed gaan met jou spysvertering nie, as jou maag nie lekker is nie, dan as jy's ook nou nie in die A-span daai dag nie hoor. Jy's maar net nie jouself nie. So metaboliese gesondheid verbeter deur 'n lae koolhidraat, hoë proteïene dieet te volg en darmprobleme verdwyn. En dit is volgens Dr. Pran. So stelsels is interafhanklik. Jy kan nie liggaamsstelsels skei nie. En ons het dit al in soveel bootcamps gesien. Jy kan nie stelsels skei nie. Daar is basies, en ons gaan dit in hierdie bootcamp ook weer sien, dat daar 'n lyntjie is, 'n denkbeeldige lyntjie is tussen die spysvertering en elke stelsel in die liggaam. En toevallig doen ons vandag die seksuele disfunksie bootcamp en ons gaan nou daaroor praat ook. So die spysvertering beïnvloed al die aspekte tot die brein. Nou ja, praat oor vesel, hoeveel vesel, hoë vesel inname veroorsaak fermentasie en buteraat is die brandstof. So dit is wat gevorm word.
Maar nou sal baie mense vir jou sê, maar julle eet nou nie vesel nie, so julle kry nie buteraat nie. En dit is waar Dr. Pran net die antwoord gee. En hy sê, hoe voer 'n karnivoor die dikterm? Deur sistemies ketone af te breek en dan vorm hydroksybuteraat wat die kolon voed. So daar is nie 'n probleem nie, ons het nie vesel nodig nie, en weer eens, Dr. Pran is 'n gastro-enteroloog. So jy kan maar weet, nee, as iemand jou vra oor vesel, jy het die bootcamp wat jy hom na toe kan verwys. So, jy kry natuurlik oplosbare vesel en nie oplosbare vesel, en die nie oplosbare vesel fermenteer nie, dit produseer gas, en dit hou water terug. So dit is 'n probleem. So die karnivoor dieet se stoelgang is natuurlik normaal en daar baie minder volume, en daar's geen vesel nodig nie. So ons liggame het net so 2% van ons liggaam brandstof kom van fermentasie af. So ons as mens het nie regtig fermentasie nodig nie. Vesel is nie 'n brandstof nie, dis net eintlik 'n substraat, dit beskerm jou. Vesel, as ek dit so vir jou kan verduidelik, belyn basies jou kolon, en waar vesel jou wel baie beskerm, is as jy alkohol gebruik, en daarom raai ek almal aan, om eintlik maar alkohol uit te skakel as jy kan, en veral in die begin, veral as jy sukkel met gut permeability, dan wil jy die gut lining is belyn met epitheliële selle, en dan bo op die epitheliële selle het jy die glycocalyx wat 'n gelagtige laagie is, en die alkohol absoluut gee pak sla daarso, maar die vesel beskerm jou teen koolhidrate, so as jy baie suiker eet, en as jy baie alkohol eet, dan het vesel 'n nut, maar hy is nie nodig vir 'n goeie stoelgang nie. Ja. So, nou net om te vergelyk met, jy weet, ander diere, ons energievlakke van vesel, 'n perd kry 50% van sy energie van kort ketting vetsure, en 'n gorilla 20%, 'n vark 6%, 'n hond 4%, en 'n mens slegs 2%. So mense is minder afhanklik van vesel as ander spesies. So 'n kwaliteit kos gaan jou 'n kwaliteit brein gee, en hulle verwys ook na hoe die brein ontwikkel het, evolusionêr, as jy nou glo in evolusie, né? So proteïene word gedemoniseer, absoluut. Proteïene kry ons nou altyd die skuld, né? Maar ons kyk nooit na die ander goed nie. Nou ja, ek wil graag eers geleentheid gee vir 'n bietjie vrae en opmerkings. Wat dink julle sover? Alright. Yes, daar's hy Lillian. Yes, Lillian. Ek wil maar nie sê, dit is baie interessant nou om te hoor hoe min vesel ons eintlik nodig het, daai 2%, jy weet. So dit is baie interessant. Wys jy nou maar net eintlik wat is vet wat baie gesonder is, en wat nou ons goeie gut biome voed, is 'n baie beter oplossing. Jy weet, Ja. in eerder as vesel. Sjoe, dit was nou regtig baie interessant, ek wou maar net sê. Baie dankie Lillian, dankie. Jou klank klink baie beter, waardeer. Yes, Johan. Terwyl jy nou praat, Kobus, skus, ek was nou gister vir 'n check-up dokter toe in die Kaap. Hulle druk maar so hard in jou maag altyd. Nou dink ek maar net in die verlede is nog gedink het dat jy altyd so fyn weg het, nie seer gekry nie, maar ongemaklik gevoel. Gister toe is dit amper gevoelloos, en ek dink dit ou het maar 'n matige inflammasie in jou gut altyd gehad. Nooit 'n steekpyn nie, maar gister was nou die eerste keer wat ek amper voel daar's niks verkeerd nie. So dis sommer net interessant. Terwyl jy nou praat, toe besef ek dit. Johan, dit is 'n kragtige getuienis, en ek sal so waardeer as jy, ek weet jy's besig, maar as jy by 'n mindset dit ook kan getuig, dit weer kan getuig, want dit is spot aan, hoor, dit is so lekker om dit te hoor, baie dankie, dit is nou mooi bewys, baie dankie. Yes, Mandy. Net jou mikrofoon, Mandy. Ekskuus, ek wil gou, kan jy my hoor nou? Yes, jy is welkom. Okay, ek wil net vra, as jy dan nou, kom ons sê, die epithelia en daai
laagie, daai gel laagie om jou maag, kom ons sê hy is beskadig. Ja. Sal dit heeltemal kan herstel op die karnivoor, of is dit net gedeeltelik, of? Ja. Dit kan heeltemal herstel. Dit kan heeltemal herstel. Maar dis wat die coaching en die bootcamps effektief maak, is jy kan hierdie inligting ook met jou dokter bespreek, en jy kan hom dieselfde vraag vra, né? En ek sê nie jy moet glo wat ek sê nie, maar volgens wat ek weet en geleer het, is jy kan dit 100% herstel. En gaan dit oornag gebeur? Nee, dit gaan nie oornag gebeur nie, maar hierso is die sleutel, Mandy. Bly op die stryd in die narrow. Bly op die stryd in die narrow. Want elke keer as jy as jou voet afwyk van die paadjie af, dan maak jy daar weer seer waar jy nie, en ons is nie meer beskerm nie, jy weet, so, en as mens hierdie inligting, jy weet, kennis is bevrydend, né? Maar kennis is net bevrydend as jy dit toepas, met ander woorde, dan word dit wysheid. En dit is baie dankie, dit is 'n goeie opmerking, 'n vraag wat jy vra. Dankie. Yes, daar's hy. Hallo Lorena, welkom, né? Goeiemôre almal, baie dankie Kobus. Ekskuus, ek wil net noem, ek het die 16de September verlede jaar het ek vir 'n ondersoek gegaan en ek weet dit het nou nie heeltemal met die saak uit te waai nie, maar ek het probleme met my lae rug gehad. En wanneer die dokter, ek weet nie of ek dit reg sê nie, maar soos op die krop van my maag gedruk het, was dit baie seer. En ek moet sê, ek het dit nou al soveel keer gedoen en daardie gevoel is weg. Wow. Lorena, dit is net nog 'n kragtige getuienis, en asseblief weer kom getuig dit in die mindset ook, né? Dit is net so mooi. So op die krop van die maag is die pyn weg. Dit is baie mooi. Kragtige getuienis, né? Yes, Desiree. Nee, weet jy wat, ek sukkel werklik met my maag, of ek sê ek het gesukkel. Ek kan 'n definitiewe verbetering agter. So ek gebruik nou die yoghurt ensovoorts, spesiale yoghurt, dis nou nie, ek kan dit nie koop, dis iemand wat dit maak, L-Reutri en daai tipe goeders. Yes. Ek kan definitief daai pyn op wat ek altyd hier op my maag gehad het. Ja. Ek kan nou druk daar en dit is nie seer. Dit is fantasties. So definitief is daar iets wat gebeur, julle. Iets gebeur. Desiree, ons is saam met jou opgewonde. Nie vir Desiree ken nie. Desiree het baie mediese probleme in haar liggaam, né? En weet jy wat, maar sy is pynvry, né? En dit is wat wonderlik is, sy stap so mooi paadjie, sy is op elke bootcamp en ek is baie trots op haar, ons almal is baie trots op haar. Desiree, baie dankie vir daai getuienis, né? Dis so bemoedigend wat jy vir ons gee. Baie dankie. So, kom ons hoor 'n bietjie wat sê Denise. Ja, dit was ook een van my probleme gewees. Ek was ontsaglik hardlywig en soos ek al genoem het, as ek dan openlyf gekry het, het ek begin opgooi. En ek was by verskeie dokters gewees en een van die dokters het vir my gesê ek moet dadelik by Clicks vir my 'n pakkie droë vrugte gaan koop en dit maal en ek moes onder andere brandewyn by dit sit en ek moes nou soveel as moontlik daaraan kou. Behalwe dat dit my tande baie sleg beïnvloed, was dit baie suiker en ek het eintlik baie siek geword daarvan. En dit het nie gehelp. Weereens is dit baie vesel, dit het nie gehelp met die hardlywigheid nie, want sodra jy nie meer aan dit kou nie, en wanneer jy skool hou, kan jy nie gaan kou met 'n brandewyn asem nie. So, dan wanneer jy dit los, het jy dieselfde probleem. En so ja, ek glo dat 'n mens nie die vesel nodig het nie, want nou op die karnivoor is my maag heeltemal gesond. En ek het altyd, soos julle sê, op my maag gedruk, dan voel ek hierdie pyn. En dit is ook weg met die karnivoor. Ja. Dit is baie groot getuienis. Voor ek nou vir Joanne geleentheid gee, dankie Denise, baie dankie, dit is so kragtig. Maar voor jy afgaan,
ek wil net graag hoor, wie van julle sou sê, wat julle ervaar het, was IBS gewees, of het julle 'n diagnose gehad, of was jy maar net nie seker wat dit was nie? Want dit sal so lekker wees om te kan sê, hoorie man, ons het 4 mense of 3 mense gehad, wat met IBS of Crohn's, of wat ook al jy gediagnoseer is, dan kan mens weet. Ja, Denise, weet jy wat jy mee gediagnoseer was, of was jy nie gediagnoseer nie? Nee, ek was nie gediagnoseer nie. Hulle het net elke keer vir my meer en meer pille voorgeskryf vir hartlywigheid en allerhande medisyne, so ek het nie geweet wat dit was nie. En dan ook natuurlik elke keer vir my gesê, ek eet nie genoeg vesel nie, ek eet nie genoeg vesel, en ek het soos 8 groente per dag geëet. Ek kon nie eers my vleis inkry nie, ek het probeer om meer vesel, ek het hierdie beskuite geëet wat al hierdie grane in het, en ek het alles probeer, en dit het nie reg gekom nie, net op die karnivoor dieet, kan ek sê, my maag is nou gesond. So, baie dankie Denise. Kom ons hoor 'n bietjie, wat sê Joanne, is Joanne? Hoi julle, ja nee, ek hou van al hierdie mooi getuienisse, so hier kom nog een. Ja, ek het IBS gehad, ek was gediagnoseer met IBS, en ek gaan vir julle sê, ek het geweet, ek het 'n darm gehad, want dit is 'n pynlike ding, dit is nogal moeilik baie keer om dit vir iemand te verduidelik, maar ja, en ek gaan vir julle eerlikwaar sê, jy moes versigtig gewees het, wel ek moes versigtig gewees het wat ek eet, want dadelik het my darm my laat weet, hoorie, bly weg. En ten spyte nou van my maagaandoening wat ek hierdie afgelope tyd gehad het, kan ek met eerlikheid getuig om te sê, vleis, vet, botter en water, selfs gaan ek my koffie ook inbring, dit doen absoluut niks aan my darm nie. Inteendeel, Jacques het nou net nog vir my gelag, ek sê vir hom, weet jy, ek moet seker net 'n bietjie druk en voel of ek nog 'n darm het, want ek weet nie meer van hom nie. So, die karnivoor het my IBS, ek dink dit was binne in 'n maand, die eerste maand wat ons op die karnivoor was. Toe het ek klaar agtergekom, my darm begin beter word. So, ja julle, ek kan getuig, karnivoor genees IBS. Dit is 'n groot getuienis, en baie dankie vir jou getuienis, en dankie dat jy en Jacques altyd so op die bootcamps getuig. Dit is net wonderlik. Kragtig hoor. Desiree, jou hand is nog op, of Ja, is dit? weet jy wat, ek het definitief IBS gehad en definitief leaky gut syndroom. So, die masjien het dit duidelik uitgewys. So, ek sê nou vir julle, ek word gesond. Dit is mooi. Lorena, ekskuus, ek het nou jou hand afgehaal, as jy weer wil inkom, en Mandy, jy's Mandy. Weet jy, ek wil net vra, Desiree het net nou genoem van daai Auretery yoghurt. En dis 'n hengse proses om daai goed te maak. Ek het daai goed gekyk en jy het goed nodig en ek het nie die regte. Ek wonder net of ons kan uitruil, dat sy net vir my kan sê, waar kan ek dit kry? Desiree, as jy luister, sal dit great wees as ek weet waar kan ek dit koop. Weet jy wat, Mandy, dis maar 'n vriendin wat dit vir my maak, hoor. Waar is jy in Pretoria? Ekskuus. Ja, ek sien in Littleton Manor. Okay, maar ek sal jou kontak later. Dankie. Okay, Desiree. Dankie. Ja, en as julle mekaar wil kontak en julle het nie telefoonnommers nie, WhatsApp my, dan vra jy vir my een persoon se nommer, en dan vra ek vir die persoon of dit reg is, en dan sal ek die nommer forward na jou toe, as hulle sê dis reg. En so het ons al baie nommers uitgeruil met toestemming. Nou ja, goed. Right, is daar nog 'n opmerkingie? Anders spring ons sommer weg. Right, ons is by punt nommer 29. So proteïene word gedemoniseer. En die proteïene inname volgens Dr. Pran moet 35% wees en nie 18 tot 16% soos dit aanbeveel word nie. En dis hoekom ek ook nie een vir formules is nie. Jy weet, daar's 'n formule daar buite wat sê 1.58 gram per kilogram liggaamsmassa gewig. Dit is te min. Jy weet, so ja, as jy te min proteïene eet, gaan jy verskeie probleme hê. Jy gaan nie genoeg boublokkies hê nie. Jy gaan
al daai proteïene, jy het 'n proteïnesintese drempel en dan gaan jou liggaam basies tot die proteïnesintese inskop, gaan hy al daai proteïene in glikose verander deur die proses van gluconeogenesis. 'n klein bietjie word geberre vir essensiële aminosure, maar dan skop proteïnesintese eers in. So proteïene, as jy weet te veel proteïene eet, dan proteïnesintese skop dan in op die drempel. Hy maak dan proteïene wat die liggaam nodig het tot die behoefte bevredig is, maar alles wat jy dan nou meer eet, word dan nou weer glikose en dit is wat gebeur. Ja, so dit word ook gestoor op 'n einde van die dag in glikogene, dit word ook triglycerides. So nou soos by diverticulitis, gee die darmkanaal 'n rus. Dit is die groot ding. Gee die darmkanaal 'n rus. Laafveseldieet irriteer minder die darm. So dit is wat die carnivore dieet doen. En gaan dit oornag regkom? Nee, dit is 'n langtermyn storie, maar dit is die antwoord. Ja, te veel vesel vertraag motiliteit. Motiliteit beteken peristalse. So dit vererger met ouderdom. So ouer ons word, hoe stadiger is die motiliteit. So 'n ooreet op vesel veroorsaak opgeblaasenheid. So jy kry ook dan metaangas en dit inhibeer peristalse. So dit inhibeer daai motiliteit. So opgeblaasenheid lei tot hartlywigheid. Ons is 'n spesies wat geskep is vir absorpsie in die dun darm. Yes, Lerenay. Ekskuus tog Kobus, nee, ek wil net voor ek vergeet by sê dat ek altyd met 'n spastiese dikdarm gesit het en ek het ook nie meer daai probleem nie. Ek wil nou gou vir jou vra, okay, was jy gediagnoseer met IBS of Crohn's of ietsie, of was dit maar net pyn? Nee, ek het nie daardie dag diagnose gehad nie, maar ja, nee, was net pyn en baie ongemak gewees. Ja, maar weet jy wat, Lerenay, ek dink daar's baie diagnoses wat ongediagnoseerd verbygaan. Jy weet, dit is soos ek, nee, ek het 'n nie alkoholiese vetterige lewer gehad, maar ek is nooit gediagnoseer nie. Hoekom? Want ek het nooit teruggegaan na my dokter toe nie. Hy het vir my gestuur vir 'n sonar. Ek het daai sonar so gekyk, ek het dit bespreek met die dame, hulle wil dit mos nie gewoonlik bespreek met jou nie, maar ek het vir haar gesê, wat beteken dit? Sê sy, dit is 'n vetterige lewer, maar jy moet met jou dokter bespreek. Nou, so die realiteit is, baie diagnoses gaan onder die tafel deur, en dit word nooit 'n diagnose nie. Nou ja, miskien is dit ook 'n goeie ding, jy weet, laat mense nie 'n label op die ding sit nie, jy weet. En want daar is dit weer 'n kopding, né? So, yes. Ja, baie dankie vir daai getuienis oor die spastiese kolon wat gesond geword het. Okay, so ons is 'n spesies wat geskep is vir absorpsie in die dun darm. Baie belangrik, die dun darm is waar dit moet gebeur. Nou ja, so kwaliteit koolhidrate, dit is nou Dr. Pran se posisie. Vette, proteïene en min fermentasie in die dikdarm. Hy sê dis die sleutel. So dit maak geen sin om vesel te eet nie. En onthou, vir die 5de keer, hy's 'n gastro-enteroloog. Hy behoort te weet. So 'n biobeskikbaarheid sê die volgende: dit gaan oor voedingsstowwe, dit gaan nie oor die kalorieë nie. Nou ja, so eet om selfvernuwing te ondersteun. Die darmvoering, daai glycocalyx, die vel, die hare, oralster het jy boublokkies nodig. Verwys weer na die 5 goed wat in die carnivore dieet is, wat nie in plante is nie. Hierdie 5 goed kom glad nie voor in plante nie. Dis kollageen, carnitin, wat afkomstig is van 'n aminosuur af, wat energie ondersteun, taurien, wat vir jou brein is, vir jou hare, taurien wat vir jou brein is, jou senuwees en jou hart, en dan Vitamiene B12 en dan cholesterol.
Hierdie 5 goed kom nie voor in plante nie. So, dit wat hy hierso sê, eet vir die ondersteuning basies van die boublokkies. Dit is waaroor dit gaan. So, antivoedingsstowwe. Dit is 'n groot probleem. Antivoedingsstowwe in plante. Plantproteïene is baie moeiliker om uit hulle matriks uit te onttrek. Hulle is gebind met polyphenols, lectines en oksalate. So as jy iets vat soos 'n ertjieproteïene, hy's hoog verwerk, baie hoog verwerk en hy's baie swak opneembaar en dit veroorsaak gas. En jy vra jouself, wil jy net oorleef of wil jy optimaal oorleef of optimaal leef? So dierlike proteïene is duidelik beter as plantproteïene en jy kan nie oor proteïene onderhandel nie, sê beide Dr. Anthony Chaffee en Dr. Prawn. It's not negotiable. So hierdie storie wat hulle vir jou sê, ag, maar jy kan nou maar plantproteïene eet. Al twee hulle sê, nee, jy kan nie onderhandel daaroor nie. So plantgebaseerde proteïene is evolusionêr nie konsekwent goed vir die mense nie. Nou, net vir die interessantheid, hulle kyk na 'n aartappel en 'n patat, en daar het ek ook iets nou nogal geleer. 'n Patat is eintlik baie beter as 'n aartappel. Nie dat hy toegelaat is nie, hy is nie toegelaat nie, maar ek sê nou maar net vir die interessantheid. Sy lectines is baie minder. En hy is nie deel van die nightshade groep nie. So daar's verskillende tamatie en bell pepper en al hierdie aartappel is deel van die nightshade groep en hulle het baie lectines in. En ander goed soos alkaloids. Nou die alkaloids veroorsaak 'n irritasie in jou spysvertering. Nou die patat is laer in dit. Sy oksalate is wel hoër en dit moet ons besef. Sy oksalate is wel hoër en sy glikose vrystelling is stadiger, maar hy het dieselfde hoeveelheid glikose as 'n aartappel. So sy koolhidrate is dieselfde, maar hy stel dit net stadiger vry. So sy glycemic index is beter. Maar dis nou net vir die interessantheid. So herkouer vleis, met ander woorde beesvleis, lamvleis, bokvleis is die beste sonder twyfel. En dan koffie sonder toevoegings is reg, maar ons moet net daarom ook sê, as ek net gou vir Marita groet. Hallo Marita, welkom hierso. Ons is op punt nommer 44. Ja, so jy sal sien daarso op die regterkant op die bitkol, as jy klik sal jy sien daar's nou 3 PDFs, maar ons is op die eerste PDF. Nou ja, ons is by die gut health, punt nommer 44. Nou ja, die herkouer vleis is absoluut die beste. Hoekom? Want hy het 'n blaarpens. Dit is net waaroor dit gaan. So hy haal sy toksines uit, Waar 'n vark byvoorbeeld sy spysvertering is net 4 ure lank, 'n besin is 24 uur lank. Nou koffie is mos maar debatteerbaar, So het ons nou al die koffie bootcamp gedoen, ons het nou al baie gepraat oor koffie, maar ons moet in hierdie bootcamp sê dat koffie het lectines. En die lectines is nie goed vir gut permeability nie. En ons gaan dit nou ook sien as ons kyk na die onvrugbaarheidsbootcamp. Dit is absoluut so dat koffie eintlik nie goed is vir jou spysvertering nie. Alhoewel dit ander voordele het, soos byvoorbeeld dit kan jou 'n bietjie 'n breinbreek gee en so, maar sommige mense kry hoër suikervlakke op, maar nie almal nie. Goed, nou rys en bone, Dr. Anthony Chaffee vertel daarso dat hy het rugpyn gekry binne 'n paar dae nadat hy rys en bone geëet het. En dit is net weer 'n getuienis. Dis baie keer sal ek in 'n coaching sessie sal iemand sê, maar ek het iets geëet en toe het my rug begin pyn. En dan kan mense vir jou sê, ag man, dit kan tog nie wees nie. En hierso het ons nou bewys. Dr. Anthony Chaffee sê dit het met hom gebeur. Want die nabye geleentheid van die spysvertering aan die rug. Yes, Lillian. Ag, ekskuus Kobus, ek wil gou vinnig vra. Ons weet nou dat koffie
swart sonder toevoegings het tog maar 'n uitvoering, invloed op jou gut. Rooibos tee, of het hy nou weer sy eie oksalate, of weet ons nou nie eintlik nie. Is dit dan beter om eerder rooibos tee te drink? Ja, rooibos tee is baie beter. Rooibos tee het wel tannines in, maar hy het nie kafeïen in nie, en sy lektine, sover ek weet, is baie laag. Ek sal net weer 'n bietjie kyk daarna, maar ek onthou dat rooibos tee is baie gesonder as koffie. Ja. So, yes, Denise. Ja, ek het ook gelees dat die grond waarin tee groei, het altyd baie wat is fluoried in, wat nie goed is vir 'n mens nie. Ja, en so ek weet nie, hulle sê jou grond moet fluoriedryk wees en dit word deur die liggaam opgeneem, maar hulle het nie spesifiek gesê rooibos tee of hulle het net gesê enige tee moet in fluoriedgrond groei om goed te groei. Ja, dis baie interessant, Denise, baie dankie. Kom ons hoor 'n bietjie wat sê jou in. Ag ja, Kobus, ek wil net 'n interessante ding noem. Ek kan glad nie tee drink nie, maak nie saak wat se tee dit is nie, dan kramp my maag. So ja, dit is nou ook 'n interessante ding wat ek ondervind het hierdie afgelope jaar. So, dit is interessant. Baie dankie. Ja, so 6 uit 10 mense in Amerika het ten minste een kroniese siekte. En die grap van alles is, die regering in Amerika se dieetriglyne, hulle sê van hulle eie dieet wat hulle voorskryf, nee, sê hulle, hierdie dieet is nie geskik vir siek mense nie. En in Australië, dieselfde ding. Hulle sê, hierdie dieet, alhoewel hulle dit voorstel as die dieet om te doen, is nie geskik vir kroniese siektes nie. Met ander woorde, hulle maaipleit of voedselpiramide dieet is nie geskik vir kroniese siektes nie, en is ook nie geskik vir bejaardes of groeiende kinders nie. Nou my aarde, vir wie is dit geskik? Jy weet, en hoekom maak hulle dit dan die ding wat nou gedoen moet word? So, ja, soos iemand gesê het, jy weet, jy moet eintlik vat wat hulle sê jy moet doen, en dan moet jy die teenoorgestelde doen, dan gaan jy sukses hê. Ja, reg. Nou is ons daar by Malia. Sy is van IHF en sy praat met Kerry van Homestead Health. Dis 'n baie goeie kanaal en julle kan hom gerus volg. Ek sien al uit 180,000 volgers, né? So dit is baie goed. Nou ja, so 99% van jou gene kom van jou mikrobioom af. Kan jy glo? En het jy geweet dat jy meer gene van gutbakterieë binne in jou as wat jy gene het van jou eie self? Ja, so wie besit vir wie? Ja, so goeie bakterieë leef op vette en proteïene. So die opportunistiese bakterieë lewe natuurlik op die suiker en op die stysel, né? So die ketose ondersteun die senuweestelsel. En die belangrike ding is, daar's geen planttoksines betrokke op die karnivoor dieet nie. Kyk, op die ketovore is daar planttoksines. Goed, maar daarom sny ons dit uit. Wanneer mense sukkel met maaggesondheid. Dis hoekom die ketovore of die keto nie goed is nie. Maar die karnivoor dieet vorm deel van die ketogeniese dieet spektrum, maar dit is beter om hom te volg as die keto dieet, wanneer dit kom by gut issues. Angs verdwyn binne 3 weke, en ernstige angs en depressie verbeter. En dit is wat die dokters sien in hulle praktyke. So voedingsstowwe kom van bakterieë se metaboliete. So dit is die neweprodukte. So basies wat jy van lewe
is die bakterieë wat hulle nou afskei. Nadat die bakterieë geëet het, dan eet jy eers. So jy kan nie sonder bakterieë lewe nie, hoor. Jy kan nie in 'n steriele omgewing lewe nie. En Malia vertel van The Boy in the Bubble, wat hulle in die vroeëre jare, ek dink dit was in die 90's gewees, was dit seentjie wat in 'n bubbel gelewe het, en hy het gesterf op 12-jarige ouderdom. So, jy kan nie in 'n steriele omgewing lewe nie. Ons weet mos nou, oralste is daar bakterieë. Maar jy kies watter bakterieë jy wil laat lewe. En die probleem is, die bakterieë wil nie doodgaan nie. So as jy gaan pesel aan soetgoed, gaan jy daai kwaadaardige bakterieë wat op die stysel en die suiker leef, net laat aanhou lewe. So gewoonlik sterf bakterieë na 3 tot 4 weke sonder die stysel en die suiker. Ons is by punt nommer 8. Maar as jy gaan cheat, dan laat jy hulle nou langer lewe. En hier sien ons ook dat die kwaadaardige bakterieë kan tot 24 maande oorleef sonder voeding. Met ander woorde, as jy iets soos 'n aartappel eet of 'n klomp stysel, dan gee jy basies daai bakterieë genoeg energie en kos om te oorlewe vir tot 24 maande. So die hersteltyd is tussen 3 en 24 maande, sê Dr. Pran, wat hy in sy praktyk sien. Nou ja, so daar is simptome soos vinnige hartklop, angs en slapeloosheid wat gepaard gaan met hierdie hele bakterie episode. So jou gut health beïnvloed jou angs. Dit is so. Hoekom? Want ons het al gesien in die hormonale bootcamp dat jou serotonien en jou dopamien word gesintetiseer binne in jou dindarm. Dis waar dit gesintetiseer word. Ja, so gesonde mense se bakterieë hou simbiosis in balans. So kroniese siektes en suiker en verwerkte kos veroorsaak kortisol, en die kortisol vernietig die gesonde bakterieë. So as jy in 'n kroniese siekte toestand is, dan gaan jy hoë kortisol vlakke hê. Dis nou maar 'n normale ding, né? Daarom kan jy ook, een van die dinge wat jy moet probeer beheer is jou kortisol vlakke. Maar jy kan, as jy kroniese siektes het, dan is dit ook maar moeilik, né, om kortisol vlakke te bestuur, want dit is deel van die hele meganisme. Maar jy moet tog probeer om dit so reg te bestuur. So antisosiale muise studie, en wat hulle gedoen het, is hulle het muise wat antisosiaal was, het hulle fekale microbiome oorplanting gedoen. Met ander woorde, hulle het van die muise se mis oorgeplant in gesonde muise. Muise wat nie antisosiale gedrag getoon het nie. En daardie muise het toe begin om daai selfde antisosiale gedrag te toon. So met ander woorde, die gutbakterie het definitief iets te maak met hierdie met hierdie antisosiale gedrag. Dan die hele vagus senuwee studie, né? Daar's al baie studies gedoen waar die maagsenuwees, daar's 2 maagsenuwees wat hier deur die nek loop, en waar hierdie maagsenuwees afgesny is, en dan die depressie verbeter. En daar's ook ander studies wat ons al behandel het, waar byvoorbeeld Parkinsons weggegaan het. Wanneer daai selle senuwee afgesny is, dan gaan die lectines nie meer na die brein toe nie. Ek sê nie alle Parkinsons is dit nie, maar daar is sulke studies. So, wounding the dragon, nee, as jy nie die draakie doodmaak nie, dan gaan daai draakie jou later in die hakskeen byt, nee. So, moenie die draakie net wond nie. So die proses om patogeniese bakterieë uit te wis is baie belangrik, en die gesonde gutbakterieë te herstel, gesonde bakflora te herstel. Jou liggaam word sterker deur hierdie proses. So
oksied of NO dryf fruktose uit die liggaam uit en dit voorkom NAFLD, dit is nie alkoholiese vetterige lewersiekte. Nou hier is die ding van fruktose. Fruktose speel nie volgens die reëls nie. Fruktose veroorsaak hoë urinesuur en fruktose het nie insulien nodig om jou vet te maak nie. So bly weg van fruktose af en onthou, jy kan fruktose kry wat geproduseer word al eet jy nie vrugte nie deur verkeerde speserye te gebruik. Want dan gaan daai MSG binne in jou lewer in en dan sit jou liggaam glikose oor na fruktose teen 'n groot tempo waar hy normaalweg net 'n klein bietjie fruktose sou maak en dan het jy nou groot probleme. Goed. So 3 tot 6 maande vir die herstelproses en ja, so die eet maak 51% van jou genesing op. Yes, Leronay. Jesus, skus, ek wil ook net noem, ek het baie hoë urinesuurvlakke gehad. Voordat op die 16de September en wat daar ook was is my lewer, my nierfunksie was ook nie goed gewees. En dit het alles herstel, Leronay? Alles herstel. Dit is baie kragtige getuienis, baie dankie. Ja, en asseblief herhaal hom weer in die mindset, asseblief hoor, dit is so 'n kragtige getuienis, baie dankie. Limbiese breinstreek, so die limbiese breinstreek, amygdala, hippocampus, hypothalamus, dis die vreessentrum, so jy kry daai kalmte en vrede, en ek bedoel, hier sit coaching vriende van ons, wat dit gekry het, Joanne is 'n voorbeeld daarvan, sy is nou 'n jaar op die coaching, en eers na 4de maand, het daardie kalmte en vrede oor haar begin kom, as ek dit reg so praat, Joanne. En Joanne sê yes. En dan natuurlik DOSE, chemikalie, dopamien, oksitosien en serotonien en endorfines. Dit is die goed wat baie belangrik is vir daardie kalmte en vrede. En soos ons nou gesê, dit word geproduseer of gesintetiseer in jou dindarm. So jy moet jou brein herbedraad en vrees laat gaan. En hulle vertel die storie van Anja die beer, wat opgesluit was, en sy het in 'n klein hokkie gewees, en sy het net in 'n vierkant gestap, en toe het hulle haar in die woud gaan loslaat. En die storie gaan so dat iemand het haar daar gaan, of het haar raak geloop, en sy het nog steeds in 'n vierkant geloop, alhoewel sy losgelaat was. Sy het nog steeds, die hok het nie uit haar kop uit verdwyn nie. So daar's definitief 'n mindset ding aan die hele storie ook. Ja, so dan is daar die storie van die vlee wat hulle vertel, die studies wat daar gedoen is, waar hulle studies gedoen het met vlee wat spesifieke goed eet, soos byvoorbeeld fruktose en vlee wat proteïene eet, soos dierlike proteïene. En hulle daai vlee het nie met die ander vlee, dit was dieselfde spesie, maar hulle het geweier om met mekaar te meng of te paar. Hulle was tot in dieselfde hokkie gewees en hulle het by mekaar verbygeloop. Die een het net wat dieselfde tipe kos geëet het. En dit is interessant hoe dit is, So daar's definitief iets te sê daaroor. Ekskuus, Marita, jou hand is nog op, wil jy nog iets sê? Yes. Nee, ek het nog nie hand opgehad nie. Ek wil net gou ook iets interessant sê van die vlee. Yes. En dit is nou lang voor Carnivore, ons het actually, dit is nou jare terug, dat ek en Ben net 'n observasie gemaak het. Daar was 'n bokkie margarine, wat margarine ingehad het.
en hy het ook gestaan, maar dit het uit buite gestaan. Ek kan nie onthou presies wat die storie was nie. So die margarine het toe nou rancid geraak, maar daar is nie 'n insek naby nie. Geen insek het naby dit gekom nie. En dit ons nogal so 'n bietjie, jy weet, daaroor gesels, want as jy enige proteïene of vet, jy weet, dierlike vette in dieselfde omgewing sal los, sal die insekte, die vliee en goed drom om dit. Maar dit het glad nie gebeur met die margarine. So dit wys nou net vir jou, tot die insekte weet dat die saadolies en goed sleg is vir mense. Ongelooflik, nee. Ongelooflik. Ja. Nou ja, so tussen hakies, ek dink nou weer aan die haarbootcamp wat ons ingestem het, en oor die shampoos, ekskuus, dis nou off topic, nee, maar ek is baie opgewonde oor daai bootcamp, oor dit wat jy ook nou gesê het, in terme van die toksines wat binne goed is, hoor. Ek dink dit gaan 'n baie interessante bootcamp wees. Maar nou ja, ons is op bord 11, dit is nou punt nommer 1, en so die goed wat jy kan doen om jou microbiome te verbeter. Eerste ding, sê Dr. Barry, is skrap suikers en stysels. Hier is nou 'n nuwe video, en al die video's is daar op jou WhatsApp, ek het dit vir jou Sondag deurgestuur. Maar ja, so skrap suiker en stysels. Nee, geen graan stysel nie, glikofosfaat en GMO's, nee, genetically modified, nee, benadeel die darmbakterieë. So groente saadolie, soos ons nou net gesê het, omega-3's tussen die omega-6's se wanbalans, natuurlik skeef in die rigting van die omega-6 en jou polyversadigde vette. Ja, so met ander woorde, die onversadigde vette is die probleem. En ons wil ook net sê dat alle dierlike produkte het ook 'n klein bietjie onversadigde vette. So moenie dink dat dit nie onversadigde vette het nie, maar die verhouding is heeltemal in die guns van die versadigde vette en die omega-3's. So, en in elk geval, die tipe onversadigde vette wat in beesvleis is nie dieselfde as wat in saadolie is nie. So moet ook nie dat 'n vegan vir jou dit nou probeer wys maak nie. Goed, so verwerkte kosse, ja, waaroor dit gaan oor die koolstofverbinding. So, as die koolstofverbinding warm gemaak word van die onversadigde vet, dan draai hy om en dan word hy 'n transvet, en dis waar die moeilikheid inkom. Ja, so verwerkte kosse, selfs verwerkte keto-produkte, en dit is die groot moeilikheid. Dis hoekom ek so bly is, ons doen nie die keto-dieet nie, ons doen die keto-word-dieet, die wat dit doen. Want die keto-dieet self het baie bymiddels en preserveermiddels en versoeters en natuurlike geurmiddels, né? Natural flavors. Wat beteken natural flavors? Suiker is ook 'n natural flavor, ja? So alkohol het antimikrobiese eienskappe. En medisyne, veral antibiotika, is 'n probleem. So die alkohol maak jou bakterieë dood. Dit is wat dit sê. So pas op vir alkohol. So Dr. Barry sê probiotika kan help nadat jy antibiotika gebruik het. En dan praat hy so 'n bietjie oor protonpomp inhibitors. Dit is suurblokkers wat mense kan gebruik, en antidepressante verander darmbakterieë. Ja. So wees maar versigtig vir die suurblokkers, want jy voeder met dinge wat jy nie mooi verstaan nie. En behalwe dit, jy beïnvloed jou verteringsprosesse. En jy beïnvloed ook jou kontaminasieprosesse, jou kans om 'n salmonella of 'n E. coli of wat bakterie ook te kry, want as jy jou sure minder maak, is dit nou nie so slim plan, in my opinie. Goed. Nou ja. So, alright, nou is ons by die volgende tema
en dit is nou onvrugbaarheid en erektiele disfunksie bootcamp. Ja, maar kom ons gee eens gou kans, hoor of daar nie 'n vraag is of 'n opmerking is voor ons nou aanbeweeg nie. Okay. Yes, Johan. Kom as ek daai wat jy sê die suur verlaag in jou maag, baie mense drink mos nou die teensuurmiddels. Ek weet nie of jy kan dalk by aanlas, hulle sê as jy nou teensuurmiddel gebruik, dan gaan die proteïene in jou dikdarm sit en dit is dan wanneer die daarvan na verrotting plaas. So teensuurmiddel is eintlik glad nie 'n goeie ding nie. Ja. Volgens my nie, ek graag wil hoor wat sê jy daaroor. Baie dankie Johan. Dit is 'n baie jy sien ons leer by mekaar. Ek het nog nie dit so gehoor nie en baie dankie vir dit. Ek waardeer dit. Kom ons hoor 'n bietjie wat sê Jean. Ja, ek wou eintlik net gesê het ek verstaan nou weet almal van ons kom of so baie van ons kom hier aan op hierdie groepie en dan kla ons oor ons hoe swak ons slaap en ons kan nie slaap nie en die slaap. En nou sien 'n mens dat as die gut ongesond is, dan veroorsaak dit slaaploosheid. Dis vir my baie insiggewend. Baie dankie Jean en baie dankie dat jy is, vir die wat nog nie vir Jean ken nie, sy doen baie navorsing en sy is al 3 jaar op die leefstyl en dankie vir al die insette wat jy al gelewer het. Is altyd lekker. Baie dankie. So ons sal jou nou maar hoofmeisie maak. Is Karina sê hier nie. Sy het nog die hoofmeisie. Jy is vandag die hoofmeisie, want Karina is dan sê Johan, wil jy nog ietsie sê? Jou hand is nog op of kan ons aanbeweeg? Alright. Goed, ons is dan by nommer 9. Skies tog by die erektiele disfunksie. So slagare, senuwees, brein, jou gedagtes, alles het 'n invloed op erektiele probleme, né? So hoë trigliserides is nie die oorsaak nie, maar dis 'n bydraende faktor. So wat Dr. Berry sê is as jy hoë trigliserides het, dieselfde ding wat hoë trigliserides veroorsaak, né? Veroorsaak ook heel waarskynlik erektiele disfunksie as jy daai probleem het. So 'n lae testosteroon vlak, maar nie noodwendig vir almal nie. Hy sê daar's mense met hoë testosteroon vlakke en dan het hulle ook maar daai probleem. Hoë bloedsuiker vlakke, weer eens nie direk nie, maar tog meer direk sê hy, want die glycocalyx kry seer. So onthou nou 96% van jou aartjies is hierdie fyn haarvaatjies en die kry mos nou seer met hierdie hoë suikervlakke. En natuurlik hoë bloeddruk, suiker, hoë insulienvlakke veroorsaak dan natuurlik tot 'n vloeistof wat teruggehou word tot en met 7 kg. Dis daarom baie, né, wat hoë insulienvlakke vir jou kan laat terughou. Rook is 'n probleem, oorgewig, vetsug, angs, depressie, stres en hoe jy op die lewe reageer. So dit is natuurlik, né. So medikasie en hulpmiddels is daarso natuurlik benzodiazepine en SSRI's, né, jou Prozac en daai tipe medikasies en dan is ook daar medikasies vir hart en bloeddruk, byvoorbeeld beta-blokkers wat probleme veroorsaak en waterpille wat probleme veroorsaak. So al daai goed, benzodiazepine, jou Prozac en al daai goed veroorsaak probleme met erektiele disfunksie. Alright. Dan gaan ons aan en ons gaan nou na Dr. Shaun Baker toe ook 'n video wat ek aangeheg het en hy sê 30 miljoen mans in Amerika ly aan erektiele disfunksie. So jy kry verskillende tipe erektiele disfunksies, heeltemal, partykeer en somtyds wat dit 'n probleem is. En dan is daar ook kosse wat help vir erektiele disfunksie. Met ander woorde, vis, vitamine D, eiers, cholesterol, né, die cholesterol binne in die eiers, né? Rooi vleis, arginine en coenzym 10, Q10, help met die vervoer van nitrienoksied. En carnitine. Carnitine is daai afkomstig van 'n aminosuur vir energie, fantasties. En in skilpvis, sink, verhoog testosteroon en seksuele funksie.
En koffie en tee help. En daar is studies wat dit bewys. Nou goed, kosse en substansie om te vermy, alkohol, tabak, suiker, graan, saadolie, hipergeprosesseerde kos, diabetes en insulienweerstandigheid. Ja, so as mens nie te gereeld met 'n ereksie wakker word nie, kan dit ook 'n aanduiding wees van moontlike erektiele disfunksie. Ja, so en dan natuurlik seks kan 'n goeie aanduiding wees van gesondheid. So erektiele disfunksie is dus 'n goeie indikator vir hartsiektes by mans jonger as 40 tot 50. So dit is wat daar opgemerk word. So ons is nou by bord nommer 3, Dr. Kultz, en ons kyk wat hy sê oor oesters. En oesters bevat 509% van die daaglikse aanbevele sinkinname. So sink is 'n anti-inflammatoriese produk en 'n antioksidant en dit help sperms om te oorleef. So endometriose is die stil rede vir onvrugbaarheid, noem hy. Nou Dr. Kultz is 'n karnivoor en hy is al baie jare 'n karnivoor. Hy is nou 69 jaar oud en hy lyk so goed, hoor. En hy het natuurlik een van die grootste onvrugbaarheidsklinieke in Amerika en hy beveel karnivoor aan. Ja, en hy is baie teen plante, hoor. Hy en Anthony Chaffee praat eintlik maar uit dieselfde mond uit. Natuurlik met 'n laparoskopie kan mens nou die endometriose diagnoseer. So inflammatoriese kondisies en versteurings kom van die spysvertering af. So die komponent omgewingsfaktore, stres en genetiese predisposisies speel 'n rol, sê hy, maar hy sê die eet is eintlik die ding maar die sleutel is tot dit alles. So, hoekom is dit so? Want dit is as gevolg van die nabye geleëheid van die geslagsarea aan die spysvertering. En wanneer ons hierdie gut permeability kry, waar jou gut lining fisies oopmaak as daai glycocalyc seer gekry het, en die planttoksines kan deurbeweeg, dan kry jy inflammasie. Nou ja, en wat gebeur is hierdie planttoksines belê hulle self binne in die geslagsdele, of dit nou by mans of by dames is, dit belê hulle self daarso en dit veroorsaak inflammasie. So hy sê ook 'n menstruasiesiklus weefsels wat ook deur die buise mag beweeg, kan hulle self ook dan inplant in die pelvis en dit kan inflammasie veroorsaak, die buise beskadig, eierstokke, uterus en die eiers self ook beskadig. So wat sê hy? Verander jou dieet, kyk na die keto dieet, kyk na die karnivoor dieet. In my opinie, karnivoor, om die waarheid te sê, geselekteerde karnivoor. Dit is sonder twyfel is dit my raad aan iemand. So daar is medisyne, Orilissa, Lupon, Letrozole, nou ja. Maar sê hy, jy kan kinders hê al het jy endometriose. So dit is baie bemoedigend. Nou goed, yes, Lorraine. Ekskuus Kobus, ek wil maar net noem ook, ek weet soos wat ons aangaan, deel ek maar nou uit my ondervinding uit en ek het persoonlik self deur dit gegaan, endometriose gehad vir jare. En ja, deur laparoskopies dit help met die proses. En wat gepaard gaan gewoonlik met PCOS. Maar ek glo dit het teen hierdie tyd 'n reverse. Absoluut. Ja, absoluut, Lorraine. Ek is baie trots op jou en ons almal is baie trots op jou met wat jy reg kry en baie dankie vir al jou foto's wat jy altyd so deel van jou vordering en jy's 'n sterk voorbeeld en ja, so dit is so bemoedigend en jy stel 'n voorbeeld vir jou familie ook en hulle sal sien dat jy doen sommer baie goed en ons is baie trots op wat jy reg kry.
Wel gedaan. Baie dankie Kobus. Ja. Nee, maar dis baie goed en baie dankie dat jy so deel soos ons aangaan. Dit is waaroor die bootcamps gaan. Dit is soos baie goed om hierdie kragtige getuienisse te kry. Baie dankie. En dit was die doel gewees. Ons wil dit in Suid-Afrika hê. Wat help het ons het oorsee iemand wat se endometriose weggaan of weggegaan het. Ons wil dit in Suid-Afrika hê. Jy weet so of in Afrikaans hê. Ons kan maar oorsee bly, maar ons wil dit in Afrikaans hê. Nou goed. So kom ons gaan aan. Dan is ons op bord nommer 4 en dit is waar ons kyk na Dr. Kultz en hy kyk na die fermentasie in die spysvertering. En dit is presies waaroor ons nou gepraat het. Alkohol, hitte, gas, metaan wat opbou as gevolg van die verkeerd eet, as gevolg van die vesel. Nee, so hoekom is onvrugbaarheid en polisistiese ovarie syndroom en endometriose so baie deesdae, nee? Is want ons eet goeders wat eintlik vir varke en beeste en skape bedoel is. Dit is nou in Dr. Kultz se opinie. Hy sê, hoekom eet jy graan? Dit is ons kos se kos. So hoekom eet jy dit? En dis hoekom ons probleme het. Ja. So as jy nou so daaraan dink, nee, kom ons sê 'n leeu, nee, as 'n leeu nou besluit hy gaan sy kos se kos eet. En wat dink jy gaan met daai leeu gebeur? Hy gaan nou nie so goed doen nie. Nee, maar ons is daarom nou omnivore, ek sê nou maar net. Maar die realiteit is dit het absolute impak. Goed, so die hoë vet hoë volume vleis 'n gebalanseerde dieet. Hy noem dit 'n gebalanseerde dieet. Ja. En ons word basies vergiftig deur plante. En weer eens, dit is Dr. Kultz se woorde daai. So hy's baie uitgesproke. Hy's nie skaam om dit te sê nie. So voorbehoedmiddels is ook afkomstig van plante af. Eeue gelede is plante al gebruik om 'n swangerskap te beëindig. So speserye word nog altyd gebruik as medisyne. En die karnivoor dokters weet dit. Ons almal weet dit, plante is medisyne, nee, maar jy moet versigtig wees want dit het hormone in. En daar's estrogene ook in plante, nee. So verminderde inflammasie, eiertelling verlaag, spermtelling verlaag, vertraagde en verlaagde ovariese funksie, onvrugbaarheid, verbeterde dieet. Dit is die ding. So Dr. Kultz sê hy self is gediagnoseer met artritis, spysverteringprobleme, of spysvertering bloeding, depressie en alles is weg met die karnivoor. So plante vervaardig suiker wat skadelik is vir die glycocalyx en die glycobiome in die liggaam. So hy sê ons roes eintlik maar van binne af op. So is die suikerlaagie, met ander woorde die streepieskode op selle word beskadig. So daar's 'n streepieskode, 'n barcode op selle wat die sel identifiseer en vir 'n sel sê wat hy is. Maar as die plante nou betrokke raak, dan maak hulle hierdie hele storie de mekaar. So die glikasie teenoor die glikosilering. So die glikosilering, glikasie en die glikosilering, nee. So gesonde teenoor onverwerkte prosesse. So glikasie is 'n onbeheerde skadelike binding tussen die suikers aan proteïene en vette. Dit is wat hy nou gesê het. Jy eet suiker en die selle word beskadig. So dit kom voor wanneer bloedglikose vlakke te hoog is. Dit lei tot die beskadiging van selmembrane. Dit bevorder inflammasie en dit word geassosieer met veroudering en kroniese siektes. Glikosilering is 'n beheerde, gesonde en 'n noodsaaklike proses waar suikers en proteïene geheg word. So dis twee verskillende prosesse. En dit help met die herkenning van selle as self of vreemd. Dit gaan oor daai identifikasieproses, né? So belangrik vir normale funksionering van die immuunstelsel
En sialinsure, dit is soorte suikers op selmembrane dien as markers vir selidentifikasie. So dit speel 'n rol in selkommunikasie en beskerming teen siektes. So hier is 'n baie belangrike gevolgtrekking. 'n Gesonde, natuurlike, menslike dieet. Net soos Dr. Perry altyd sê, the proper human diet, nee. Veral een wat insulienvlakke stabiel hou, soos die karnivore, kan glikasie verminder en die liggaam help om glikosilering optimaal te laat funksioneer. Dit verminder die risiko van auto-immuunversteurings en selbeskadiging. Alright, so ons is deur hierdie PDF en nou gaan ons kyk na die volgende PDF en dit is waar ons nou net so 'n bietjie verder gaan. So net sien. Okay. Okay. En ons gaan nou kyk daarso op bord nommer 5. Goed, so 95% van ons weefsels is basies in die hartpakkies, nee. So dit is baie belangrik vir voedingsstowwe en suurstof en ook vir die eierstokke en vir die testis is hierdie haarvaatjies baie belangrik. Ja, so met ander woorde, ons verminder dus die glisifikasie en dan gaan dit nou sommer baie beter met die bloedsirkulasie en dan kry jy die eiers en die sperms en ook hierdie hele intero-omgewing kry dan nou die voeding wat hulle nodig het. Goed. Right. En daarso kyk ons bietjie na die glikobioom en ons kyk na die mikrobes wat in die liggaam ingaan en dan ook die antigene wat daar is, soos die oksalides en die lektines en die phytates en die gluten wat hulle self belê binne in hierdie areas soos die eierstokke en ook by die testis, nee, en dit beskadig die sperms en eierselle. So die reproduktiewe potensiaal neem dan af. Nou goed, so die glikobioom en die omgewing daarso is baie belangrik en is weer daardie glycocalyx wat beskadig word en ook in daai beleining, daar waar die embrio basies moet vasheg om ingeplant te word, vind nie plaas nie, want daai area is nou skielik beskadig en dan kry jy hierdie vroeë en laat miskrame en waar mens die swangerskap verloor. So, insulien se werk is basies om suiker en aminosure na vet toe te verander. Yes, Leni. Dis oké. Hallo, julle, ekskuus man, ons is aan die stap, maar ek wil net sê nee, al hierdie, dis fantastiese hierdie inligting wat jy nou, juis op die oomblik gee, nee. Maar hoe ek dit in my gedagtes sien, is 'n ou huis met al hierdie verroeste pype met hierdie groen aanpaksels, waar die water partykeer nie deurkom nie. Ja, ekskuus Leni, hy het so 'n bietjie weggeraak nou. Kan jy ons nog hoor? Ek dink jou sein is dalk net nie te goed nie. Maar ons het gehoor wat jy sê van die ou huis prentjie. Kan jy ons nog hoor? As jy weer inkom, dan is dit goed, maar ek dink daar's nou 'n fout met jou sein. Ja. So ons is daarso op bord nommer 6 en die vraag is: wat is die oorsaak van onvrugbaarheid?
En dieet is 'n groot rede vir onvrugbaarheid, volgens Dr. Kultz. Ja, so die area word basies beskadig. En dit is 'n groot probleem, veral met PCOS. Ek dink ons moet aanbeweeg miskien na die cholesterol bootcamp toe. Want ons tyd loop nou baie vinnig uit en ek wil graag by die cholesterol bootcamp uitkom. Ek dink ons het nou genoeg oor hierdie bootcamp gepraat. Ek dink kom ons kom 'n bietjie by die cholesterol bootcamp uit, as dit reg is met julle. Ons moet daarom regverdig wees teenoor al 3 temas. Right, so ons is nou op die 3de gedeelte en ons is nou by die cholesterol gedeelte. Nou goed, daar sê, ons is op bord nommer 1 van die cholesterol bootcamp. Nou ja, goed, ons spring daar so weg en ons kyk na Dr. Robert Lustig en Dr. Casey Means. En Dr. Robert Lustig, natuurlik baie kundig, ons het al baie van sy video's bespreek. Hy is natuurlik ook baie ten gunste van die karnivoor dieet. En hy is baie teen suiker. Jy weet, so dit is baie interessant. En hy glo ook nie aan kalorieë nie. Ja, so, nou ja, so die heel eerste ding is, hy sê, as jy dan jou trigliserides meet, in 'n vastende staat, dan kyk jy basies hoe jou lewer koolhidrate hanteer, veral suiker. So suiker en koolhidrate verander in vet. En dit is waar ons hierdie VLDL kry. So die gevaarlike enetjie wat ons altyd oor praat is die SDLDL en ons sal nou dit mooi verduidelik. Nou ja, 4 van die dinge wat ter sprake is die boek wat hy geskryf het, Fat Chance, en hy het ook nou 'n ander boek uitgebring, Metabolic. Ekskuus tog. Goed, en ons is daarso by punt nommer 2. So cholesterol, op die cholesterolpaneel is die totale cholesterol totaal nutteloos. En julle is baie welkom om 'n opmerking hierso te maak oor julle cholesterolpanele. Maar ek het gisterand weer vir een van ons coaching vriende 'n opmerking gemaak vir voice nota oor sy cholesterolpaneel. En hierso is die slotsom van dit alles, né? Sy HDL is fantasties goed. Sy HDL is so mooi. Sy trigliserides is laag, né? En sy LDL cholesterol, dis nou die VLDL, die slegte cholesterol in aanhalingstekens, is hoog. Maar nie baie hoog eers nie, dit is hoog. Dit was definitief bo 3. Maar ek dink dit was so by 'n 4 rond gewees. Maar wat die dokter, dit is nou ons coaching vriend se dokter nou vreeslik ontstel het, is dat die totale cholesterol baie hoog is. Dit was bo 6. En ons coaching vriend is toe aangesê om op cholesterolpille te gaan. En ons gaan nou dit mooi bespreek, maar dit is vir my verkeerd, want daai cholesterolpille gaan vir hom seermaak, en eintlik het hy nie 'n risiko in my opinie nie. Ek is nie 'n dokter nie, jy luister na jou dokter. Maar ek wil tog hê jy moet cholesterol vandag reg verstaan. Nou goed, maar kom ons hoor eers 'n bietjie, wat is julle opinie oor dit alles? Yes, Marita. Ja, Kobus, soos julle seker nou almal weet, ek is ook mos nou so op die cholesterolpille gesit. En jy weet, hoe meer research mens daaroor doen, hoe meer besef jy, al het hierdie goed enige positiewe punte op dit, is wat die mens dit nou jou, maar die kontra-indikasies is net
eenvoudig dit kan net nie uitbalanseer nie. So, julle weet wat is my stryd op die stadium met dit en hoekom ek dit nou maar gebruik, maar ook weer eens, jy weet, my doel is teen die einde van hierdie jaar wil ek geen pille meer drink nie, jy weet, geen cholesterol, geen enige van daai goed nie. En stadig maar seker, jy weet, is ek besig om dit te begin uitsny. Ja. Maar ja, daar is nie genoeg. Statins is rotgif. Dis die long and the short of it, dis rotgif. En dan word rotte gebruik om studies te doen op menslike medikasie. Jy weet, hoe bring jy daai twee goed bymekaar? So met ander woorde, ons gebruik rotte om te toets of medikasie op mense gaan werk en ons gee vir rotte rotgif en dit maak hulle dood. Maar daai selfde rotgif word vir ons gevoer om ons gesond te maak. So ek weet die redenasie werk net nie, maak nie saak hoe jy daarna kyk nie. Dis verseker so. Nee, dit is baie waar en Marita, baie dankie vir jou getuienis en dankie dat jy altyd so openlik daaroor praat en dit artikuleer. So dit is baie van waarde vir ons. Baie dankie. Kom ons hoor 'n bietjie wat sê Jean. Ja, ek was ook op nie op medikasie nie, maar ek was ook daar waar my dokter gesê het ek moet nou op statins gaan voordat ek carnivore gedoen het. En ek moet na 9 maande op carnivore was al my markers al baie mooi af. So toe's ek nou glad nie meer 'n gevaar nie. Ek het net die teenoorgestelde gedoen wat die dokter gesê het ek moet doen. Van meer vesel, meer groente, minder vleis, minder vet, nie eiers nie, al daai ou tydse raad en die mediese het ek die teenoorgestelde gedoen. Ek het vet geëet en vleis geëet en 9 maande later toe ek my bloed laat toets, soos ek nou heeltemal pragtige cholesterol en ek het 'n vol paneel laat doen. Ek het nie net ek het die grootte van die partikel van die LDL, alles is gedoen en dit was baie mooi. Nou ek wil net sê, weet ons hierso in die carnivore groep, ons is nou 'n soort van die voortrekkers hierso, want ons moet nou goeders anders benader en ander goed glo as dit almal rondom jou dink, jy weet, jy moet maar raad die duisternis in. En ek dink ons is almal, jy weet, ons is almal op pad om te verstaan dat 'n mens kan nie net die mainstream glo nie. Dit is nie noodwendig die waarheid daar buite nie. So ek wil vir almal sê ja, dit weet ons is uniek. Ons het ons bevraagteken. Wat 'n mens nou bietjie meer uniek maak as jy dinge kan bevraagteken. So, al wat ek wil sê. Dankie. Baie waar. John, en ek wil ook nou iets van die tema af sê, en ek wil sê dat ek sê baie dankie vir hierdie groep, en vir julle kundigheid en julle saamgesels. Ek is nou deel wat ek met Marita gister gedeel het. Iemand het my gekontak en hy het gesê, hy wil vandag by hierdie cholesterol bootcamp wees. En ek sê toe vir hom, nee, is reg, maar ons moet 'n coaching sessie doen, daar's nog spasie om 'n coaching sessie te doen. En hy sê toe vir my, ekskuus, ek gaan dit maar sê, hy sê vir my, nee wat, hou dan maar verby. Net so, sê hy vir my. En ek sê toe vir Marita, ek sê, weet jy, nee, dit is so 'n sprekende voorbeeld van watter tipe mense word in hierdie groep toegelaat. Dis mense wat regtig geselekteer is. So die feit dat jy hierso sit, maak jou die top 1% van karnivore in Suid-Afrika in my opinie. Ja, daar is nog baie goeie karnivore daar buite wat nie 'n probleem daarmee nie, maar wat ek sê is, jy is deel van die top 1%. Die feit dat jy hier sit, want jy is bereid om nommer 1 te betaal vir coaching, jy is bereid om nommer 2 te betaal vir 'n bootcamp,
En nommer 3, jy is bereid om jou tyd op te offer. En dit maak, dit is 'n baie spesiale groep hier, en ek vir julle sê, julle maak dit. Dit is julle wat dit maak, en baie geluk aan julle self. So ekskuus, is nou off die topic, maar ek wil dit net nou vir julle gesê. Maar baie dankie Jan, en dankie vir daardie kragtige getuienis, soos altyd. Baie goeie getuienis. Kom ons hoor 'n bietjie wat sê Joanne. Ag ja, julle, soos julle weet, my journey met die statins, julle weet, dit is my main rede hoekom ek daar nie voor gegaan het. En ek het vir Jacques ook nou dag gesê, ek wens net ek kon die tyd terugdraai om nooit daai pille te kon gevat het nie, want as ek nie Carnivore oorgegaan het Carnivore toe nie, kan ek julle verseker, sou dit seker my dood veroorsaak het. Want ek sit nou en luister ook, en ek dink net vanoggend nou daaraan. Ek was so siek gewees, julle verstaan nie, daai pille het alles en elke ding in my liggaam wat hy kon affekteer, of geaffekteer. So ja, ek verstaan, ander mense het ander simptome en alles, maar ek dink ek het dit seker die ergste gehad. Van wat ek al gehoor het, van wat mense deur is ook. Maar ja, nee, dis 'n dodelike ding daardie. En sover as wat ek verder in my lewe kan aangaan om mense te verhoed om daardie tipe medikasies te gebruik, ek sal dit doen. So ja. Baie dankie Joanne, baie dankie, kragtige getuienis, dankie vir dit. Kom ons hoor 'n bietjie wat sê Denise. Ja, weet jy, my pa het, hy's gediagnoseer met hoë cholesterol, en hulle het vir hom al die medikasie en alles gegee, en hy was op hierdie baie streng dieet. Ek dink hy kon 1 keer 'n week eiers eet, geen vet en al hierdie dinge, margarine en alles. Op die uiteinde het hy tog 'n hartomleiding gehad, en hy was nog altyd op die pille en dinge, en in 2018 is ek ook aangesê deur 'n dokter om die pille te gebruik, en ja, ek het gelukkig my skoondogter, daai tyd het sy vir my gesê, want sy's 'n apteker, en sy het vir my gesê, maar moet net nie daai pille gebruik nie, hulle het te veel neeweffekte, en ek het dit nie gebruik nie, maar 'n mens is heeltyd 'n bietjie bekommerd, want ons het nou nie geweet van die cholesterol, die bevraagteken daarvan, van hierdie pille en dinge, en ja, so ek het nie, en my cholesterol is nou nog baie hoog, my totale is 9.2, my HDL wat hulle sê is hoog is 2.6, wat ek nie glo is hoog nie, want hulle reference range is tussen 1.2 en 2.4, dan my triglycerides is 1.9, wat nog laag kan kom, en ja, so ek glo net nie aan hierdie toetse, dat dit wys jou cholesterol, maar cholesterol is ook goed vir jou brein, veral vir my wat uit 'n familie uitkom met Alzheimer's, en my ouers het hierdie pille gebruik, en hulle het hulle cholesterol probeer laag hou hulle hele lewe, en nie vet geëet nie, en afgeroomde melke, en margarines, en dit het hulle nie gehelp nie. So ek glo net 'n mens moet nie die dokters se kundigheid bevraagteken ek. Veral wanneer dit kom by cholesterol, want hulle gee te maklik hierdie pilletjies vir jou cholesterol. Dis maar my opinie. Dit is baie mooi getuienis, en baie dankie Denise, groot waardering. Kom ons hoor wat sê Jean. Net jou mikrofoon, John. Ekskuus, hoe sukkel ek nou? Ek wil nog net sê, die ding van die cholesterol, ons sê nou, ons klop op hierdie groep, ons is in 'n bevoordeelde posisie, maar met die Carnivore en hoe ons cholesterol begin werk en wat ons doen, het ons ook beter breinfunksie en kan 'n mens beter dinge begryp
begryp. So, ja, Ja. ons word slimmer by die dag. Ja, dankie John. Maar net terug na die punt toe wat ek nou probeer maak is, dit gaan nie oor die betaal nie. Ons het sponsorships ook. Jy weet, dit gaan nie as enige iemand op TikTok vandag 'n coaching sessie wil hê, dan kan hulle dit kry sonder om te betaal. Dit gaan nie oor die betaal nie. Jy weet, ek selekteer van die mense daarso wat as hulle sê hulle wil baie graag 'n coaching sessie hê en hulle kan dit regtig nie bekostig nie, dan sorg ek dat daar 'n sponsorship toegepas word. Maar hy wil nie eers 'n coaching sessie hê nie. Hy wil net op die bootcamp instap. Ek weet nie wat hy doen nie, maar jy hoor wat ek sê. Met ander woorde, hy's nie bereid om die pad te stap van kom ons lê 'n fondasie nie. En dis die punt wat ek wil maak. Elke persoon wat vandag hier sit, het 'n coaching sessie met my gehad, al is dit net een. En jy het gesê, kom ons kyk, laat ons die fondasie weer reg lê. En ek dink dis wat John, dit is waar ons verskil met die res van of nie almal daar buite nie, maar met baie van die mense daar buite, is hulle wil dit maar net, hulle wil nie regtig moeite doen om die ding reg te doen nie. Maar almal wat hier sit vandag, nee, wil dit reg doen. Ek kan jou verseker, hulle wil dit reg doen. Maar that's now besides the point. Yes, Marita. Kobus, ek sê nou weer wat ek vir jou gister gesê het oor die persoon. Ons moet besef, jy weet, dis nou soos wat ek dink dit Jean wat gesê het, ons is nou die voortrekkers hier, so ons begin fondasies lê en we're fighting a good fight. Maar jy moet altyd besef, jy gaan altyd die teenstand hê, jy gaan altyd, ek het gister vir jou gesê, dis 10 teen 1 of ander troll, wat nou wil kom, sy opinie hier kom lewer, en kom, jy weet, onmin saai en wat ek al, en jy weet, hel daarmee, ons is geregtig daarop, om ons eie opinie te vorm, en ons is geregtig daarop, om 'n closed group te hê, waar ons hierdie besprekings kan hê. Jy weet, dis wat jy nou gesê het, of jy nou betaal daarvoor, en of jy gesponsor is om hier te wees, jy is hierso, omdat jy regtig ware verskil in jou eie gesondheid wil sien. So, ons mag selektief wees. Jy weet, ons mag sê, ons wil nie mense hê wat negatiewe goed gaan kom saai en wat ek al nie, want daar's te veel werk wat hier ingaan. Ons heeltemal te veel werk wat hier ingaan. Dit is daar 'n appel wat almal wil afbring. So, good on you. Ons laat hulle net nie doen nie. Dat hulle maar aangaan met hulle strooi. Baie dankie Marita. Nee, baie dankie vir jou bemoediging en dankie vir almal se ondersteuning. Maar ek wou dit maar net van my hart af kry en sê baie dankie vir julle. Ek besef elke dag hoe spesiaal die hele groep is. Jy weet, dit is regtig 'n veilige omgewing. Ons kan in Afrikaans praat en ons kan vir mekaar verskil. Jy kan lynreg met my verskil. Jy weet, maar ons doen dit op 'n respekvolle manier. Verstaan? Maar ten minste het ons almal dieselfde opleiding gehad en julle weet, ek is oop vir oortuiging. Jy kan vir my van enige iets oortuig as jy vir my die regte feite gee. En jy oortuig my, ek kan vir jou op TikTok 'n onverskoning video gaan maak en sê, hoor ek het hierdie ding nou vir 6 jaar verkeerd verstaan, nou verstaan ek hom reg. En ek het al sulke video's gemaak. So dit is nie waaroor dit gaan nie, maar maar ek is net dankbaar oor die groep. Ekskuus, ons dwaal nou erg af. Johan. Ja, maar ek is nog saam met die afdwaling. Ek wil net sê, ek probeer jou altyd in ander mense posisie stel, en ons het daai verslawingsbootcamp wat jy aangebied het. Ek dink baie van die mense wat weerstand bied, of dit is eintlik die verslawing wat hulle dryf om dit nie te doen nie. So ons het almal by 'n kruispunt gekom, en so jy moet eers besluit, soos my ma in Engels sê, it must be wanted. En ek sien dit so, my persoonlik is die verslawing in daai persoon se brein is so hoog, dat hulle kan net nie by daai kruispunt kom om die afdraai te maak, en ja, dit moet van daai persoon se eie kant afkom, anderster
regverdig hy sy verslawing. Dis eintlik hoekom dit baie keer op 'n lelike manier oorkom. Nou ons kant, maar ons is gereed as hulle wil kom. Dankie man. Nee, verseker man, ek waardeer jou, baie dankie. Alright, kom ons hoor, is daar nog iemand wat 'n opmerking wil maak? Yes, Joanne. Skus Kobus, ek moet ook net nou bylas, soos die vorige ou, ek het nou nie gesien wie was dit nie, skus. Johan. Gesê het, ja, ons is reg vir hulle. Nou sit en dink ek, ja, dit is hulle gaan soos in die leeu se den inloop. So ja, ons is verseker reg vir hulle. Ja, en Joanne, daar gaan 'n dag en datum kom wat ek het nie kan maak nie. Dan gaan ek sê, okay, dankie Joanne, gaan jy nou maar aan met die meeting. Joanne gaan ons die bootcamp voor aansê, né? So, ja nee, dit is mooi geleer. En dit is, ons lag nou daaroor, maar weet jy wat, dit is hoe mense vooruit gaan in die lewe, is jy maak 'n goeie kopie van 'n goeie kopie. Dit is hoe jy sukses bereik is, en dit is ek is so trots op julle, spesiaal vir julle wat baie op die bootcamps is. Ek weet sommige van julle kan nou nie baie daar wees nie, ek verstaan dit, maar die wat so baie dit bywoon, dit is 'n groot gedeelte van jou dag se tyd, of jou maand se tyd, wat jy opoffer, maar die feit dat jy dit van waarde ag, beteken baie vir my, maar ek glo ook vir jou, en baie dankie. Right, so, kom ons gaan dan aan. Right, so ons is nou by die volgende gedeelte, en dis die cholesterolpaneel. So die totale cholesterol beteken eintlik maar niks nie. So as ons kyk na totale cholesterol, ja, dit is, as jou dokter vir jou sê die totale cholesterol is 'n probleem, dan dit is nie regtig 'n probleem nie. So LDL korreleer wel met hartsiekte. Dit is so, dit is 'n situasie waar jy kan sê, okay, goed, daar is hartsiektes wanneer LDL betrokke is. Dit is nou die dokter wat so praat. Maar hy sê in 1978 was die eerste statins al uitgebring. Hy sê maar daar is te veel beklemtoning wat geplaas word op statins. Absoluut te veel beklemtoning. Soos hierdie coaching vriend wat ek nou uitgelig het. Kyk, ek is die eerste persoon wat vir 'n coaching vriend sal sê, hoor hierso, jou cholesterol is nie reg nie. Ek het al baie sulke voice notas gemaak waar ek vir die coaching vriend sê, jou triglycerides is te hoog, jou HDL is laag, né? En ek gaan nou by die tegniese deel uitkom, maar hierdie spesifieke vriend van ons vir wie ek die nota gister gemaak het, sy HDL is hoog. Sy HDL was 1.4. Sy triglycerides was 0.7. Dis laag. Dis baie laag. Hulle wil dit onder 1.6 hê, 1.9 hê, jy weet. Nou ja, maar in elk geval, that's besides the point. So die hartsiekte risiko, die verwantskap is 1.3. En daar is twee tipe LDL's, weet volgens Dr. Robert Lustig, en net een van hulle is belangrik vir hartsiekte. So as jy dan 'n lesing vat van die LDL, dan meet jy al twee hierdie LDL's. Maar hoe weet jy watter een het jy nou? Watter een is die gevaarlike ene en watter ene is nou daar ter sprake? Goed, so nou kyk ons bietjie na triglycerides. So hier is die probleem met triglycerides wat Dr. Robert Lustig sê, as mense hulle triglycerides gaan toets, dan vas hulle nie regtig nie, hulle eet voor die tyd en dan beïnvloed dit jou triglycerides. Ja. So die risiko ratio of koers van hoë triglycerides is nou 1.8, beteken jy het 'n 80% risiko vir hartsiekte. So dit is 'n baie hoë risiko vir hartsiekte. So ons het nie medisyne vir hoë triglycerides tot onlangs gehad nie. Daar is nou medisyne vir hoë triglycerides wat die LDL en die triglycerides beheer, maar dit was nie altyd so nie. So
hierdie spesifieke medikasie het baie neeweffekte. So hy is in elk geval nie eens baie gewild nie. So jou dokter gaan hom 10-1 nie eens aanbeveel nie. So HDL, dit is die hoë densiteit lipoproteïene, absorbeer, dis nou 'n cholesterol van die bloed wat geabsorbeer word, en dit word dan na die lewer toe gedra. So hoë vlakke van HDL kan met ander woorde jou risiko vir hartsiekte en beroerte verlaag. So 'n hoë HDL plaas jou eintlik in 'n baie goeie posisie. Goed. En dan kry jy natuurlik ook die verbetering in die hertsirkulering van jou cholesterol. En hierdie HDL sink. So dit is nie hy dryf nie die ander cholesterol nie. Nou interessant, Gerald Reaven in 1988 het bepaal dat trigliserides klein word. Dis daai SD-LDL waarvan ons praat, né? So wanneer hulle lipides aflaai, en soos ek dit altyd in die coaching verduidelik, is die VLDL, dis die fluffy tipe LDL, né? Wat gebeur is dit omsluit basies die trigliseride en hy vervoer hom na plekke toe en hy laai die trigliseride af op plekke. Onthou nou, die trigliseride is vetselle en net om die paadjie vinnig te verduidelik, as mense nou baie koolhidrate eet, dan jy baie glikose in die bloed, insulien skei af, dit help die liggaam om die glikose in die lewer in te sit, in glikogeen, nou is die glikogeen stoorplek vol, en nou skei insulien 'n tweede keer af, en dan word dit omgesit in trigliserides. Dis daai op jou middel van jou cholesterol bladsy, sal jy sien, jy triglycerides, trigliserides, jy kry jou HDL bo, en jou LDL onder, en dan jou trigliserides in die middel, né? Nou, die trigliserides is vetselle, en hulle kan nie alleen in die water ingaan nie. Hulle is maar so bietjie, hulle het 'n voertuig nodig, en die VLDL omsluit dan die triglyseride, en hy laai hom af op plekke, en elke keer as die triglyseride afgelaai word, dan word hierdie VLDL kleiner, en dan word hy later 'n SD-LDL, en dit is daai klein small density lipolipid protein, hy kruip weg in die snye van die are, daar waar die glikose seer gemaak het, dan rekruit hy 'n witbloedselletjie, hy maak 'n pakkie daarso, en dan het jy baie hoë risiko. So as ek jou net kan terugvat na die cholesterol verslag toe, so as jou HDL hoog is, en jou trigliserides is laag, dan gee ons nie om wat jou LDL is nie. As jou LDL hoog is, dan gaan jy die fluffy tipe LDL hê. My LDL gaan 10-1/5 wees, né? En hulle wil dit onder 3 hê, maar myne gaan 10-1/5 wees, miskien 5.5 wees, né? Maar my HDL behoort bo 1 te wees. So hulle wil hom graag bo 1 hê, bo 1.1 hê en so voort. Ek het al gesien dat hulle hom bo 1.2 ook wil hê. Maar jou tipiese triglyseride wil hulle onder 1.6, onder 1.9 hê. Maar as jy gaan cheat op die karnivoor, dan gaan jou HDL sak en jou trigliserides gaan hoog wees. En dit is waar jy dan daai gevaarlike SD-LDL gaan kry. Want dan, as gevolg van dit wat ek nou verduidelik het van die vervoermeganisme, gaan daai SD-LDL-etjie vorm en dan het jy moeilikheid. So dit is 'n probleem. So, nou goed, so die triglyseride tot HDL koers is die mees belangrikste risiko vir hartsiekte. As jy 'n triglyseride tot HDL koers het van 1.5 of minder, dan is jy op die beste moontlike plek vir 'n gesonde hart, sover as wat dit cholesterol en trigliserides aanbetref. So 'n 2.5 koers of groter spel 'n groot probleem uit. En ongelukkig is hierdie goed ook ras-spesifiek, so dit verskil van ras tot ras. So 'n cholesterol is basies so 'n fotogreep van 'n spesifieke tyd. Jy weet, soos Dave Veldman altyd sê, jy weet, as jy daai video wat op jou foon is, wat ek vir jou aanvanklik aangestuur het, en hy's ook in hierdie pakket, dit is die Lean Mass Hyperresponder video. En hy sê daarso,
praat hy ook oor cholesterol, dat dit 'n snapshot is. Nee, so dit is soos, jy steek jou voet uit op die 1 Januarie, en dan voel jy nou, okay goed, dit is nou 'n koue dag, okay, so die res van die jaar gaan ook nou koud wees. Nee, dit is nie so nie, né? So cholesterol gaan op en af. Dave Feldman is bekend daarvoor dat hy sê, hy toets, hy het sy eie laboratorium, en hy toets sy cholesterol, of hy het sy cholesterol in elk geval, sommer 'n paar keer 'n dag getoets. En dan, hy sê dit fluktueer, soos jy geëet het en nie geëet het nie, so fluktueer jou cholesterol. En in elk geval, as jy siek is, moet jy nie 'n cholesterol toets doen nie, want dit gaan nie 'n akkurate refleksie wees van wat aan die gang is nie. Nou ja, goed. En nou kom ons by die volgende gedagte, en dit is hierdie klein density LDL is die belangrike ding om te identifiseer. So, jy kan 'n lipidepaneel interpreteer slegs as jy nie siek is nie. So as jy akute infeksies het, as jy witbloedselle telling wat hoog is, as jou witbloedseltelling selfs laag is, maar jy het 'n virale syndroom, moenie die cholesterol toets nie. So virale infeksies onderdruk die witbloedseltelling. En hierso is nou maar net 'n diagram wat verduidelik al die tipe witbloedselle wat jy kry. Dit is nie nodig dat ons nou daarna kyk vandag nie. So die vraag is, soos Jean nou gesê het, kan jy al hierdie syfers glo? Kan jy al hierdie syfers glo? Nou goed, ja, so natuurlik jou T3 en jou T4, jou skildklier hormoon, bepaal ook natuurlik jou cholesterol in 'n mate. So as jy hypothyroidisme het, gaan jy jou trigliserides in die hoogte hê. So jy moet weet, hypothyroidisme gaan veroorsaak dat jy hoë trigliserides het. So as jy op karnivoor is en jy het hoë trigliserides, dan toets maar 'n bietjie jou skildklier en kyk wat is die situasie daarso. So as jy moutous kom ook ter sprake, nee, ons het baie gesprekke daaroor gehad en karnivoor is maar die antwoord. Nou ja, julle, ons hardloop erg uit tyd. So kom ons hoor bietjie wat sê Marita. Ekskuus, ek wil net gou gevra, so met ander woorde, as die skildklier, as jy nou die hypothyroidism het, soos ek, ja, jy kan daai reg kry, dan gaan die cholesterol outomaties beter word. Verstaan ek dit nou reg? Nie outomaties nie, maar daar's 'n baie goeie kans. Daar's absoluut 'n kans. Maar weet julle wat wil ek voorstel? Ons het nou nie deur hierdie bootcamp gekom nie en ek voel ons moet nog bietjie oor hierdie praat en ek het oor 5 minute 'n coaching sessie. Ons gaan nie klaar maak nie. Maar kom ons hoor eers wat sê John. Yes John, jy kan maar gesels. Ekskuus. Ja, ek wou eintlik net vir Marita gevra. Kyk, ek het my skildklier merkers binne 'n normaal gekry, eintlik optimaal gekry, nie net normaal nie. Ek wil net vra, was jy al getoets vir Hashimoto's? Ek vra dit omdat navorsing wys, statistiek wys dat mense wat hypo is, se kans is amper 80% dat hulle ook Hashimoto's het. Ek weet nie of hulle al daarvoor getoets het nie. Is maar eintlik wat ek wil vra. Jean, nee, hulle het nie. Dis eintlik my volgende stap. Jy weet, daar's 'n klomp goed wat ek getoets wil hê. Ek wil dit laat toets, ek wil die iodine laat toets, ek wil die vitamine D3, die vitamine, laat toets. So ek het volgende week 'n afspraak by my dokter. Nie by die kardioloog nie, by die ander dokter, en dan wil ek sommer al daai goed, en dan vir die cholesterol, die full panel, soos wat iemand nou gesê het, ek weet nie of dit jy of Joanne was nie. Ja, so al daai goed gaan ek nou begin aanspreek en vra, jy weet dat hulle daai deep dive begin doen in die goed.
Want ek verstaan nie hoekom my skildklier gegaan het van heeltemal funksioneer in 'n kwessie van 6 maande toe moet ek nou op medikasie gaan daarvoor nie. So dit maak nie sin. Ek dink dit sal baie goed wees, want as 'n mens Hashimoto's het, dan loog dit jou vitamiene. So jou Vitamiene 3 vlakke gaan laag wees. Jou selenium is laag, jou yster is laag. Jy weet alles is laag en dan sukkel jy om te funksioneer. Jy is altyd moeg, jy slaap sleg. So dit sal baie goed wees. Ja, ek is bly. Ek gaan sommer vir julle ook nou groet want ek het ook nou iets aan. So lekker dag almal. Okay John. Baie dankie John. John, voor jy gaan ek wil 'n voorstel maak. Ek wil graag hê ons moet nog bietjie praat. Ek voel dis nie heeltemal mooi afgesluit nie. Ek wil môre oggend 11 uur. Kom ons maak dit later. Ek gaan môre oggend, kom ons sê 11:30, né? Wil ek weer inlog op hierdie Mindset Bootcamp. Ekskuus tog op hierdie Mindset Recap, die cholesterol gedeelte. En ek wil net nog so 'n halfuur spandeer dat ons net hierdie klaar maak. Vir die wat kan inskakel. Dan maak ons dit 10:30 môre. Nou nie 10:30 nie, ekskuus tog nie 11:30 nie. Dit gaan 11:30 moet wees. So dit is 11:30 môre, dan doen ons die cholesterol bootcamp se hersiening klaar, die recap. Okay, so ons gebruik dieselfde link. Okay. Dis Kobus. Yes, John. Jy wou iets gevra toe ek my doodknoppie gedruk het, toe hoor ek jy begin iets vra. Ja, ekskuus. Ek sê ek wil graag hierdie gesprek klaar maak, maar ek voel ons het nou nie mooi afgesluit nie en daar's nog die helfte van die cholesterol bootcamp is nog eintlik oor. En ek voel ons kan nog so lekker praat daaroor. Ek wil môre 11:30. Dis nou donderdag 11:30. Het ek 'n oop spasietjie, wil ek net gou weer inlog op hierdie selfde Google Meet link. En dan wil ek nog 'n recording maak en jy weet net so 'n B-gedeeltjie, net die cholesterol aanheg. Dan praat ons net tog so 'n halfuur vir die wat dit kan maak. As jy wil, dan begin ons op bladsy 6. 11:30 môre. Dankie. Is reg so. Julle, ekskuus, ek moet nou ongeskik wees. Joanne, ekskuus, jy wou nog ietsie gesê het? Kobus, ja, ek het net nou gesit en dink, jy weet, soos wat jy ook nou genoem het, van die die triglycerides, ekskuus, ek sukkel met daai Afrikaanse benaming. Jy weet, jy sê hulle het nou pille ook vir dit, om dit te beheer. En ek staan en dink nou net, dit is net nogal snaaks, want hulle het deesdae 'n pilletjie vir elke ding. Nou, met mense wat ewe skielik net siektes kry wat hulle nie normaalweg sou gehad het nie, kan dit nie ook maar net al die medikasies wees wat die een orgaan na die ander aantas as gevolg van dit nie? Dit kan verseker. Joanne, ekskuus, ek gaan nou moet hardloop. Ek het nou 'n coaching sessie, maar gaan jy kan maak vir môre 11:30? Kan jy? Ek kan verseker. Dis reg. Okay. Ek wil jy met hierdie vraag weer vra as ons begin, asseblief. Hoor, sal jy? Okay. Baie julle almal. Baie dankie dat almal hier was, nee, groot waardering julle. Mooi bly. Baie almal. Bye bye. Bye. Bye.